Goeiemôre, liewe gemeente. Ek hoop dit gaan baie goed met jou en ek bid dat die Here sy hand oor jou hou en dat jy van sy teenwoordigheid in jou lewe regtig bewus sal wees. Ons tema vir vandag is blydskap op harde plekke. Blydskap, vreugde, standhoudende blydskap op harde plekke, selfs in moeilike omstandighede. Ek het in hierdie afgelope week die onbenydenswaardige, baie moeilike taak gehad om een van my gunsteling geliefde niggies se begrafnisdiens te lei. Sy was vir my van my kinderdae, van ek kan onthou, goud werd. Sy's net 1 jaar jonger as ek. So dit is my 'n groot terugslag. Hierdie niggie was 'n besondere mens. Sy het die vermoë gehad om, al het sy in haar kinderjare in wonderlike gunstige omstandighede groot geword, waar daar genoeg geld is en genoeg sekerheid is, maar in haar groot mensjare, in haar volwasse jare, het dit finansiëel onder andere, emosioneel, dikwels met haar baie moeilik gegaan. Sy was in baie tye in harde, moeilike plekke. Maar sy het in haar kinderjare, weens haar ouers en in haar gesinslewe ook as 'n volwassene, het sy regtig gefokus daarop om naby die Here te leef. So, erediensbewoning, gemeentelike meelewing, naby God wees, getroue Bybelstudie was absoluut deel van haar kinderjare en haar volwasse lewe ook. So sy het gelowig gebly en intens betrokke by die kerk gebly, ondanks harde plekke. Sy was 'n ware cheerleader. Sy was soos gom wat 'n familie bymekaar hou. Sy was soos 'n goeie kaptein van 'n span wat rustig in die kleedkamer inkom en hulle is 30-0 agter. Dan het sy geweet wat om te sê, om mense moed in te praat, om vir mense net weer moed en spoed te gee. Sy het van blydskap gestraal. Sy het die vermoë gehad om 'n brugbouer te wees, om nie toe te laat dat goeters haar onderkry nie. Sy het gelowig en blymoedig gebly, selfs in harde plekke. En in die kerk, in my loopbaan as predikant, wat al klompe jare is, nee, moet ek sê ek het baie sulke mense, wat op harde plekke hulle self bevind, nog steeds blymoedigheid uit te straal en uitstraal, raakgeloop en beleef. En die vraag is net, waar kom mense soos hierdie mense hieraan? Onder watter invloed is hulle? Watter ingeboude generator, kragopwekker het hulle? Wel, ek moet sê, tussen hulle almal is daar een groot GGD, een konstante, en dit is 'n werklike, opregte, ware, standhoudende verhouding met die enige God. Wat natuurlik insluit getroue Bybelstudie, getroue erediensbewoning, getroue gemeentelike meelewing en inskakeling. En dan, wat ek nou klaar gesê het, wat nog gemeenskaplik is die harde plekke, die ongunstige omstandighede, wat nie ooit kon regkry om hierdie blymoedigheid, hierdie cheerleader wees, te kon onderkry nie, selfs te kon demp nie. En die vraag is, waar kom dit vandaan? Waar is dit gebore? En ek dink die antwoord lê in die boodskap wat die kerk op hierdie stadium so voluit sê, wat so vlak op ons tong lê, wat so vlak in ons gedagtes lê, wat in ons harte lê, wat ons hoor by die kerk op die stadium, die spanpraatjie wat ons vandag by die kerk hoor. Naamlik dat blydskap alreeds gebore is in Bethlehem. Want die mense in die eerste Kersverhaal, ook hulle lewensstories, ook hulle omstandighede met die eerste Kersfees, was hard, was hoegenaamd nie gunstig nie.
En ek en jy kan ook sê, maar by Kersfees 2025 is ek en jy se omstandighede ook nie wat dit moet wees nie. Ek wil vir jou vra, om net so 'n bietjie pause te druk in jou lewe. En net vandag, saam my weer te luister na hierdie spanpraatjie, na hierdie motiveringspraatjie, na hierdie aankondiging, na hierdie blye tyding, na hierdie goeie nuus wat gehoor is by die eerste Kersfees. Druk pause, sit terug, maak jou oë toe, dink oor hierdie woorde en weeg elke woord, of veral party woorde wat swaar weeg. Let op. Daar was skaapwagters. Skaapwagters? Wie is hulle nou eintlik? Was hulle belangrike mense? Nee, hulle was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing. Ons lees hierdie gedeelte natuurlik in Lukas 2 vers 8 en verder. Ons lees vandag spesifiek Lukas 2 vers 8 tot 12. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het. Wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape of oor ander mense se skape wag gehou het. Nie goeie omstandighede nie. Nagskof. Ander mense se skape oppas. In die oop veld moet bly, in die wind en die weer. En dan kom daar die woorde, skielik, in daardie nag, het die engel van die Here, God se lig oor hulle gekom. Die lig hulle omstraal en rondom hulle geskyn en hulle het baie groot geskrik. En toe sê die engel sê vir hulle, die engel van God praat met hulle, kom na hulle toe, omstraal hulle met sy lig. Hoe wonderlik is dit? Onverwags, skielik, onverdiend. En hulle het baie groot geskrik. Want waarskynlik het baie van hulle 'n misdaadgeskiedenis gehad. Hulle het maar weggekruip vir mense wat hulle soek. Of mense wat hulle vervolg, of wil vervolg, of moet vervolg. En engel sê vir hulle, moenie bang wees nie. Engel sê vir hierdie skaapwagters, hierdie agtergeblewenes, hierdie straatmense, hierdie ouens wat eintlik in die bus het geval het, sê vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding. Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. So julle kan ook in hierdie omstandighede bly wees. En hierdie goeie tyding van groot blydskap is vir die hele volk bestem. Maar ek begin by julle. Julle minderwaardig is. Julle wat ander mense op neerkyk. Julle waarvoor mense hulle neus oor optrek. Vandag is daar vir julle. Vir julle. Kan jy dink, hoe moet hulle voel? Vandag is daar vir ons. In die stad van Dawid, die verlosser gebore. Christus, Jesus die Here. Die lang verwagte, beloofde Messias en Redder, hy's gebore in ons die eerste hoorders van hierdie aankondiging. En wees bly, dis 'n boodskap van blydskap. En daar is 'n teken. Julle kan in Bethlehem gaan julle hierdie babatjie kry. 'n Kind wat in 'n krib lê en met in doeke toegedraai is. Wanneer jy weet, wanneer jy seker is, wanneer jy oortuig is daarvan, dat hierdie boodskap is ook vir my, ek in my harte plekke, ek in my moeilike omstandighede, hierdie boodskap is ook vir my in 2025, hierdie boodskap is ook vir my persoonlik, en jy neem dit persoonlik aan, jy neem dit persoonlik op, sal dit. En dis wat ek sien by mense, in harde plekke. Hulle neem hierdie boodskap persoonlik op. Hulle sluk hierdie pil, hierdie gospel in, en dit verander hulle lewe. Dit sal jou verander, van bang na bly, te midde van jou moeilike omstandighede.
Dink net weer vir 'n oomblik aan die hoorders, die eerste hoorders omstandighede. Hulle was skaapwagters, hulle het oop veld gebly, hulle het nagdiens gewerk, hulle het geen status gehad nie, geen aansien geniet nie, hulle was eintlik werkloos, hulle het miskien gevlug van die gereg af. Daar was niks aan hulle omstandighede wat vir hulle kan blydskap gee nie. Hulle verwag eintlik die slegte. Hulle verwag die negatiewe. Hulle verwag slegte nuus. Hulle verwag straf. Daarom skrik hulle word so dooies, toe die lig van God op hulle skyn. Hulle het gedink, hier is die oordeel nou, dis nou klaar met Kees. Dis bokveld toe met ons. Die finale afrekening het nou plaasgevind. Gaan nou gebeur in ons lewens. Mense wat hierdie woorde hoor, destyds gehoor het, is soos ek en jy, wat ook vandag op ongemaklike, onseker, onveilige, regtig ongunstige plekke onsself bevind. Selfs Josef en Maria was nie in 'n gunstige situasie nie. Hulle het hierdie nuus gehoor van hierdie kindjie wat vir hulle gebore word. Dit moes hulle intens verwar. Hulle is op 'n vreemde plek. Hulle is op reis. Hulle is moeg. Die babatjie is op pad. Hulle moet iemand vra om te help met die bevalling. En al plek waar daar beskikbaar was, waar die hulp miskien opgedaag het, was in 'n stinkende, onhygiëniese stal. Wat nie ideaal is vir enige geboorte nie. Te midde van hulle eie onsekerheid oor die toekoms, almal die skaapwagters, Josef en Maria, almal is onder die druk van die Romeinse owerheid. Hierdie boelies wat op hulle neerdal, werksgeleenthede van hulle wegvat. En dit 'n donker toekoms. Daar's totaal en al onsekerheid. Daar's net nie hierdie blink toekoms wat vir hulle voorlê nie. Hoegenaamd nie, die teendeel daarvan is inderdaad waar. Ja, die eerste Kersfees het plaasgevind in moeilike omstandighede. Maar wat gebeur? Dink mooi, wat gebeur? God stap van buite af binne in hierdie omstandighede in. En dis presies wat vandag in moeilike omstandighede met jou, met my, met ons gebeur. Al verdien ons dit nie, al verwag ons dit nie. Dit gebeur met ons. Met eens. Onverwags. Skielik. Verrassend net. Stap God in. Neem vandag ook hierdie woorde en maak dit jou eie. Vandag is daar vir jou in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus Jesus die Here. Die boodskap van blydskap. Moenie bang wees nie. Die lig van God skyn in jou donker plek. Dink bietjie aan, laat jy dink aan Psalm 23 vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, al is my plek 'n dal van doodskaduwee, selfs daar sal ek nie bang wees nie, want U is met my. God is met my. Hy stap my dal van doodskaduwee by my in. Hy daag daarop. Jesaja 43 vers 5, daar praat God met die volk wat in ballingskap is. Hulle is in ballingskap. Hulle is weggevoer van hulle eie land af. Hulle is onder 'n slawejuk. Hulle is niks werd nie. Hulle het geen toekoms nie. Dan sê God vir hulle, jy's myne. Moenie bang wees nie. Ware, standhoudende, genuine, sekerheid. Dat God selfs by my is, op harde plekke. Dit is massief. Dis lewensveranderend. Dis 'n game changer. Neem dit aan, ook vanmôre. Maak die boodskap jou eie. Want wat met daai mense gebeur het, gebeur ook met jou. God het dieselfde plan met jou persoonlik. Wat ook al jou harde plek is, wat ook al jou persoonlike omstandighede is. Ontvang met grasie en met dankbaarheid 'n lewensveranderende insig
insig. My blydskap, ware standhoudende blydskap, is gebou op God se standhoudende teenwoordigheid en is nie gebou op my omstandighede nie. Ware standhoudende blydskap is gebou op God se teenwoordigheid en nie op my omstandighede nie. Ons kan so sê my omstandighede. Nee, God is by jou. My God is by my. Daarop is my blydskap, my standhoudende blydskap gebou. Ek kan jou verseker dat na die eerste Kersfees was die skaapwagters Josef en Maria nooit weer dieselfde mense nie. Hulle het heeltemal anders na hulle omstandighede gekyk. Dit was lewensveranderend vir hulle. Dit was koersveranderend vir hulle. Ek en jy word vandag daaraan herinner dat blydskap nie iets is wat ek reg kry nie, maar wat God reg kry. Blydskap is nie iets wat ek reg kry nie, maar wat God vir my reg kry. Die Engels rym so mooi. Joy is not something we achieve, it is something we receive. Joy is not something we achieve, but something we receive. Receive from God in His presence. Laat hierdie woorde in jou hart kom lê. Dat hierdie woorde hulle tuis maak in jou gedagtes. Dit is lewensveranderend. En hierdie blydskap is nie nou Kersfees emosionele high. Nou so skielik vir 'n rukkie op cloud 9 soos 'n verliefde paartjie nie. We don't draw happiness from which and from what we are facing, but who is facing the giant with us. Dis nie ons trek vreugde en krag en geluk van hoe ons en wie ons en wat ons in die oog kyk nie, maar wie saam met ons hierdie goeders face. Wie saam met ons in hierdie omstandighede is. Hierdie boodskap en gebeure, soos byvoorbeeld met die skaapwagters, soos in die lewe van Josef en Maria, ook in my lewe, dalk ook die van my liefling niggie, dalk ook in jou lewe, weet dat God in ons gemors instap. Hy wag nie eers dat ons gemors opruim nie. Hy stap te midde van ons chaos, wat ons baie keer self veroorsaak het, stap hy in. Hy wag nie eers dat ons huis aan die kant kry, of ons huis skoon maak, voor hy kom huisbesoek doen nie. Hy stap in ons gemors, in ons chaos, in ons bittermoedige omstandighede, stap hy in. God kan vir ons in chaos blydskap gee. Hy gee vir ons blydskap in waar ook al ons onsself bevind. Hy haal ons nie altyd uit die woestyn uit nie, maar loop saam met ons in daardie woestyn. Hy los miskien nie altyd vir ons die chaos op nie, maar hy is by ons in daardie chaos. En kyk wat het gebeur. Dit is nie dat die omstandighede van Josef en Maria, of omstandighede van die herders, verander het nie. Hulle harte, hulle gedagtes, hulle siening van omstandighede het net totaal al verander. Want met God se teenwoordigheid, met sy presence, het alles verander. Kyk hulle met nuwe oë na alles, na alle bedreigings, na alle vyande, na alle Goliate en berge wat voor hulle opdoen. En dan gebeur dit, dat hierdie mense waarvan ek praat, soos my liewe niggie, en soos baie mense in die kerk, baie mense in my loopbaan wat ek raak geloop het, hulle kom by daai punt uit, om soos die skaapwagters, nie Christelike blydskap te stoor, iewers in 'n stoorkamer in 'n kluis toe te sluit nie, maar dit uit te deel.
om die wanhoop te verdryf en hoop in die plek daarvan te gee. Want hulle het agtergekom, God is sterker as wanhoop, sterker as donker. Ons lewens, soos Lukas 2, bevestig ons blydskap lê in die Here en nie in omstandighede nie. Ons blydskap hang nie af van ons omstandighede nie, maar van wie is saam met ons in die omstandighede. Mag God jou seën in jou harde plek met sy instap en sê, ek is hier, ek is by jou, jy is myne, moenie bang wees nie, wees bly, want vir jou is daar in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus Jesus die Here, en jy sal hom vind in 'n krib, so werklik. Dis die werklikheid, dat dit gebeur het, en dat hy gekom het, en steeds kom, hierdie eeue, na mense toe, ook op harde plekke. Mag die Here ook vir jou verras, met sy instap, en sy aanraking, en sy inwonende Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie, dat u blydskap nie breekbaar is nie. Dat blydskap nie van ons omstandighede afhang nie. Ons bid, net soos u in daardie donker nag, daardie eerste Kersnag ingestap het, bid ons dat u ook in ons donker instap en sê, moenie bang wees nie. Ek bring vir jou tyding van groot blydskap. Amen. Seën vir jou, mag jy 'n wonderlike naweek en week verder hê en feestyd, Christus fees beleef. Totsiens.